Asai, goeienaand almal en welkom by week 4 van Wie is die regte Jesus? Vanaand kyk ons na Jesus sien en weet alles. Maar vanaand sal 'n bietjie met bietjie twist. Julle sal sien ons agtergronde lyk anders want dit is vooruit opgeneem. Daar het iets voorgeval. Ons kan ongelukkig nie lewendig inskakel nie, maar ons is in die chat en ja, ons wil graag nog steeds op hierdie manier ook saam met julle die studie doen. Gustav, Miranda, welkom. Lekker om julle weer te sien. Dankie Chris, jou ook. Dankie. So, net so terwyl die laaste paar mense nog inskakel, net vir 'n ysbreker. As jy 'n superheld is, wat sal jou vreemdste power wees? Jou vreemdste wat se ability? As julle nou, ek weet nie of julle al daaraan gedink het nie. Ek het en ek dink vir my is ek sal wel kan wegkom sonder slaap. As ek nou 'n vreemde een moet dink, is om daai tyd dat ek nooit moeg word nie, dat ek daai tyd kan uitkoop en ook benut. Maar ja, dit is wat ek het. Superpower. Ek moet nou eerlik sê, ek het nog nooit daaraan ek het al baie maal gewens ek is invisible, nee, dat mense my nie kan sien nie, dat ek kan hoor wat hulle sê, maar 'n vreemdste een is ek wil kan eet en ek wil nie vol word nie. Want daar's baie lekker kos. So ek wil heeltyd kan eet, maar ek moenie vol voel nie. Dit sal vir my 'n power wees. En ook nie so wig optel nie, nee, dit moet so Ja, Ja, ek sou sê vir my, ek sou wil vlieg. As ek 'n superpower kon gehad het. vreemde een. Jy weet so, as jy nou vir my vra vir 'n vreemde een, dan sal ek nou sê goed is om 'n mind reader te kan wees. Het om te kan kyk so en vir jou te kan sê, o, is dit wat jy dink? En om nie dan verkeerd te wees nie. Ja, ek het nou ook al gedink aan mind reading, maar ek weet nie of ek altyd wil weet wat mense van my dink nie. So dalk is dit maar goed dat ek nie weet nie. Ek wil definitief nie Dit weet. gaan meer oor wat hulle van my dink as wat hulle dink. Jy weet, want ek dink 'n mens sal sulke goeie besluite kan maak as jy weet wat mense dink. Ek sien jy dalk eier nie, is dit wat jy sê, want Sulke goed, ja. Hulle sê dalk dan sê ag, weet jy nie, ek weet nie die mense wil wat nou ry. of nie alweer hulle nie. Jy sien. Ja, dan weet jy, dan weet jy weer regtig van jou ou. Maar ja, in elk geval, dankie dat julle deel. So, ja, kom ons verder. Gustav, kan ek vir jou vra om die aand vir ons op te dra in gebed? Seker, ons sluit ons oor. Here, baie dankie vir nog 'n geleentheid rondom u woord. Baie dankie dat ons u kan verwelkom en u ook kan nooi om deel te hê aan ons gesprek. Here, nie in u eie stem nie, maar deur ons monde, deur ons woorde, lei ons Here om u woord te verkondig en om nog steeds getrou te wees aan dit wat u woord sê en dit wat u Bybel vir ons leer. Gebruik die Gees, Here, inspireer ons gesprek en ook dit wat ons bespreek. Elkeen wat dit hoor, Here, berei hulle harte voor en ook dit wat hulle notas maak van en in die chats mee deelneem. Seën hulle, Here, seën ook so vir ons. Ons bid dit om u naam se ontval. Amen. Amen, baie dankie. So ja, vanaand kyk ons Jesus sien en weet alles. En ons fokus spesifiek op Openbaring 1 vers 14. Sy oë het soos vuur gevlam. En ons vra, ek dink hierdie is so 'n mooi quote, sê, to know that God knows everything about me and yet loves me indeed, is indeed my ultimate consolation. Dink dis so kosbaar om te weet dat hier is my lief ten spyte van die feit dat hy al my foute ken en verstaan en my ek wil sê die vrot dele van my hart ook ken. En dis bemoedigend om Jesus in daai manier ook te leer ken en te ervaar. Maar ja, in 'n geval, inleiding, is daar enigiets wat vir julle uitstaan voordat ons wegspring met die tema teks, Gustav en Miranda? Weet jy, vir my is dit net die opskrif wat sê Jesus sien en weet alles. Dit is dis scary aan die een kant, maar dit is ook baie gerusstellend aan die ander kant. Jy weet, want daar's niks wat ek vir hom kan wegsteek nie. So daai goedjies wat ek doen wat ek nie wil hê ander van moet weet nie, dit sien hy maar ook die goed om my van te beskerm. Hy weet alles wat oor my pad gaan kom. So dis vir my gerusstellend, maar ook bietjie scary op dieselfde oomblik. Ja. Jy weet, 'n aanduiding van dit wat Spraal gesê het,
Weet die eerste vraag wat seker by baie Christene opkom, en ek dink baie van ons bereik sekere punt een of ander tyd in jou geestelike lewe waar jy wonder, maar is ek op die regte pad? Ons het nie regtig daai sekerheid partymal om te wil weet nie, en spesifiek na aanleiding van dit wat jy ook nou sê, is die skerry gedeelte om te weet dat Jesus sien en weet alles. My kind en ek self ook toe ek groot geword het, het 'n mens baie maal jou pa hulle bevraagteken en gevra, maar hoekom moet ek? Dan het hy antwoord, want ek sê jy moet. En in hierdie geval kan ons vra, maar hierdie feit wat hy hier uitlig van he is indeed my ultimate consolation, as gevolg van sy liefde vir my. Hoe weet ek dit? Want hy sê so. En ek moet net leer om God se woord te glo en te vertrou en my eie te maak en te weet, omdat hy so sê, is dit waar. Ja, nee, dis baie kosbaar. Maar is natuurlik 'n wonderlike en 'n ryke verduideliking, maar God sê so en dit behoort genoeg te wees. En hierdie ding, die feit dat hy alles weet, wel eers as nou gekyk dat hy ken my sondes, hy weet wat se tekortkominge ek het, maar ten spyte daarvan hy weet of ek sy kruisdood aanvaar het of nie. En as ek dit het, as ek dit aanvaar het en my eie gemaak het, dan is ek gered. Dan is die feit dat Jesus alles weet, goeie nuus. Dis wat vir my uitstaan hier onder. Vir gelowiges is dit goeie nuus dat Jesus alles weet. Hy ken ons situasie, hy ken my omstandighede, hy weet waardeur ek gaan. Maar vir die ongelowiges is dit eintlik baie slegte nuus. Want dit beteken hy weet ook wat in hulle harte aangaan, hy weet ook wat in hulle gedagtes aangaan, wat hulle doen, hoe hulle optree, en die feit dat hulle hom verwerp het. En vir hulle beteken dit die oordeel, vir ons beteken dit redding. En so is definitief twee kante van Jesus wat alles weet. En ek hoop elkeen van ons is aan die regterkant. Ek wil net ook byvoeg daai laaste sinnetjie, daar is genadetyd, maar genadetyd is besig om uit te loop. En weer eens vraag, maar hoe weet ons dit? En as ons kyk na Matteus 24 vers 3, sit Jesus en hy is besig met die profetiese rede. En hy het op die Olyfberg gaan sit, toe kom die disippels alleen na hom toe en vra, sê vir ons, wanneer sal hierdie dinge gebeur? En wat sal die teken van u koms wees en van die einde van hierdie wêreld? En selfs hulle het dit gewonder. En wanneer ons sê, daar is genadetyd, maar dis besig om uit te loop, dan is dit die waarheid. Ons kan nie voorspel en weet wanneer Jesus gaan kom nie, en jy weet nie wanneer is jou laaste lyntjie getrek nie. En juist daarom moet ons hierdie tyd uitkoop. Amen, amen, ons weet nie. Okay. Maar ja, met dit in gedagte, Miranda, kan ek vir jou vra om vir ons die temateks te lees, daar's Openbaring 19 vanaf vers 11. Toe het ek gesien die hemel is oop, daar was 'n wit perd, sy ruiter word die getroue en betroubare genoem. Met regverdigheid oordeel hy en voer hy oorlog. Sy oë het soos vuur gevlam en op sy kop was daar baie heerserskrone. Daar was 'n naam op hom geskrywe wat niemand anders ken nie, net hy self. Hy het klere aangetree wat met bloed deurweek was en sy naam is die woord van God. Die leers in die hemel het op wit perde agter hom aangery. Hulle het fyn, helder wit klere aangehad. Uit sy mond het daar 'n skerp swaard uitgekom om die nasies mee te tref en hy sal hulle met 'n ysterscepter regeer. Hy sal self die parskyp trap vir die wyn van die toorn en die oordeel van God die Almagtige. Op sy klere by sy heupe was daar 'n naam geskrywe, die koning van die konings en die Here van die heersers. Toe het ek 'n engel by die son sien staan. Hy het met 'n harde stem uitgeroep en vir al die roofvoëls wat hoog in die lug vlieg gesê, kom bymekaar vir die groot feesmaal wat God gereed maak. Kom eet die vleis van die konings, die vleis van die opperbevelhebbers, die vleis van die magtiges en die vleis van die perde en hulle ruiters. Ja, die vleis van allerhande mense, vryes en slawe, klein en groot. Toe het ek gesien dat die dier en die konings van die aarde met hulle leers bymekaar gekom het om oorlog te maak teen die ruiter op die wit perd en teen sy leer. Die dier is toe gevange geneem en saam met hom ook die valse profeet wat die wondertekens vir die dier gedoen en daarmee die mense mislei het, wat die merk van die dier aanvaar en sy beeld aanbid het. Hulle twee is lewend in die vuurpoel gegooi wat met swaal brand. Ander mense is doodgemaak met die swaard wat uitgegaan het
uit die mond van die ruiter op die wit perd. Al die roofvoëls het hulle dik geëet aan die vleis. Ja, so dit is nou 'n mondvol en 'n groot as ek Dominee woorde kan gebruik, 'n dramatiese gedeelte. En ons baie te leer in die boekie as jy hulle volg, is daar 'n stukkie wat ons doen, ons gaan net vinnig hierdeur hardloop. Want Dominee het die teks opgedeel in klompie kleiner deeltjies en dan vra ek, wat leer ons oor Jesus in hierdie verse? En ek dink ek wil uitdaag by die huis gaan doen dit self, gaan lees sorgvuldig deur hierdie teks en gaan kyk, ons gaan net vinnig deur hom hardloop oor wat ons daarso lees. Gustav, Miranda, wat sien julle daar by vers 11? Die hemel is oop, dit het ek daar geskryf. Oh, dis mooi, ja. Die hemel is oop. En ek dink, wat vir my uitstaan uit daai stukkies ook is, dat Jesus word getrou en betroubaar genoem, spesifiek, en hy regeer regverdig. Ja. Dan vers 12. Ok, goed, so ek moet nou net sê, dis vers 11a wat die hemel oop is, B is die perd, sy ruiter word die getroue en betroubare genoem, en dan C, met regverdigheid oordeel hy en voer hy oordog. So dit is absoluut daai karaktereienskappe van, dis 'n oop hemel, hy is nie toe vir enige iemand, tensy jy sondig en vir die dier en sy engele luister nie. En dan die wit perd, die getrouheid en betroubare, en dan die regverdigheid waarmee hy oordog voer en dan ook oordeel. Amen, amen. Ja. Okay, en dan kom ons pad vers 12a. Jy kan hulle antwoord. Ek het net geskryf as heersers met baie krone. Ek weet nie. Ja, A sê sy oë het soos vuur gevlam, B sê op sy kop was daar baie heerserskrone, en dan het hy 'n naam gehad wat niemand geken het nie. Nou vir my beteken daai baie heerserskrone op sy kop, dit kan 'n paar goed beteken. Dis of al die konings wat hy verslaan het en dan hulle krone geëis het vir homself, of dit is die hoeveelheid koning wat hy is oor die verskillende areas en goed. So dit is absoluut maar net 'n beeld van hy is die opperkoning. En dan vers, ja, dis 12b. Ja, en dit is presies wat ek met al gekry het. Dis hy regeer oor alles. Hy het al die krone. Ek wil sê hy het nie net baie nie, hy het almal hulle, hy het hulle almal. Hy regeer en daai wat sê sy oë vlam, dis Dominee ook altyd sê hy's wakker, hy is gereed. Hy sien alles. Kyk dan. Ek dink ook daai die oë wat vlam. Mense sê baie ek kon in haar oë sien sy's kwaad vir my, want hulle blits so. Jy weet, en ek dink dit juist praat oor God se verhouding met sonde, is dit gloei soos vuur wanneer hy kyk na hierdie wêreld wat sonde aanhang en wat die dier volg. Jy weet, so daar's vir my twee beelde aan oë wat vlam. Is God se haat op sonde, maar ook die feit dat hy wakker is en alles sien. Ja, nee, definitief. En ek dink nou gaan ons lekker dit verder uitpak, maar as ek sien baie uit vir dit. Wag, okay, dan vers 13. Sommer A en B. Daar aan julle kant. Ek het nie daar geskryf uit sy bloedbedekte kleed. Ek weet nie, ek sien dit as die bloed wat van die vyande wat hy verslaan het op die Ja, slagveld. verseker. En ek het ook nogal so dit gesien. Dis my eintlik kosbaar om te dink Jesus amper sê mens sy hande is vyand. Nie in die sens van die movies, ek dink altyd in die skelms sê hulle sê you don't want to get your hands dirty of wat ook al, hom nie betrokke te raak nie, maar Jesus is die voorvegter. Hy is al voor, hy veg vir ons. Hy is betrokke, nie in die slegte sens nie, in 'n goeie sens. Hy is nie net een kant en hy sit en hy bestuur sy mense almal om te doen en hy is nie betrokke nie. Nee, want die mense wat agter hom het wit klere aan, skoon. Hy is vyand. Hy veg vir ons en hy het die oorwinning behaal. Dit is my kosbaar om so daaraan te dink. Ja, ek dink ook as 'n mens na die beeld van Jesus kyk en 'n mens dink aan toe hy die tempel gaan reinig het hy kwaad geword vir die duiweverkopers en die mense wat handel gedryf het in die tempel en hy het tafels omgekeer en goed, so hy het daadwerklik opgetree. Die feit dat hiervan ook gepraat word dat sy klere was met bloed deurweek, sê weer eens, God tree op teen sonde. So hy sal sonde straf en hy sal die swaard wat uit sy mond uitkom
gebruik om hierdie sonde dood te maak en die bloed te laat vloei dan. Ja, en dit is daai vers B ook, hy sê, hy is die woord. En ek dink wat natuurlik die swaard van God is. Ja, en ek meen dit dui weer vir my terug na Johannes toe wat sê in die begin was die woord en die woord was God en die woord was God en hy het lewend geword en onder ons kom bly. Jy weet, so daai skakel vir my baie mooi in met dit. Amen, definitief. OK, dan vers 14. Dit dui vir my op reinheid, want wit is tog die kleur van reinheid. En wat ek wel daar wil bylas, is hy is voor, hy bly die hele weermag, hy het krag, hy het mag. Hy staan nie alleen eenkant nie, soos hy het 'n gevolg wat gereed staan om saam met hom te veg. Alhoewel hy wil sê nie nodig het nie, sy krag is genoeg, maar hy het 'n weermag daar wat hy lei. Ek dink ook en ons sal dit nou 'n bietjie later sien ook in hierdie Bybelstudie. As 'n mens kyk vir wie hierdie brief geskryf is, was dit vir die gemeentes wat swaar gekry het. En Ja. ek in 'n mate probeer Johannes hier om vir die mense te sê, luister, Jesus is nie swak nie. Hy het nie van julle vergeet nie. So julle swaar kry, gaan nie daaroor dat die duiwel en sy magte 'n oormag oor God het nie. Hier kom God aan op wit perde saam met sy leers. So hy's nie alleen nie, hy's magtig en hy kom om oorlog te maak teen hierdie duistere magte. Ek dink ook Ja. in daardie tyd was wit perde oorwinnaar se perd, En 'n koning van perde. ek se perd. Ja. Was Ja, daar's definitief krag in hierdie beeld wat uitgebeeld word. Hy is hier om ons te red. En dit was in vers 14, skies, nee. Ja. Dan ja, vers 15. Ek het daar gesê, ek kan nou nie die vers spesifiek onthou nie, maar wat my uitgestaan het is daar, is Jesus is die een wat regeer. Hy is die een wat lei, maar ook Jesus is die een wat gaan oordeel. Daar kom 'n dag, as jy nog kyk na die genadetyd, as die genadetyd uitloop, dan is dit sy oordeel. En hy oordeel regverdig. Ja. Vers 15. ek het net hy regeer met 'n eysterstaf en hy is almagtig en jy kan teruggaan na Jesaja 11 toe Psalm 2. Waar dit sê hy regeer met 'n eysterstaf. Weet jy iets wat hierso by veral wat die skerp swaard uit sy mond uit beeld behels is. Mense sal baie keer vir jou sê jy slaan nie 'n kind met jou hande nie, want hande is veronderstel om liefde te gee. En vir my hier het die beeld uitgekom van God wat die swaard het wat uit sy mond uitkom. Want sy hande is daar vir liefde, maar sy mond is daar om ons te oordeel en die swaard te gebruik dan om die verkeer te oorwin. En dit was net vir my, ek sê nie dit beteken dit nie, maar dit was vir my mooi om so daaraan te kon dink. Dis 'n mooi gedagte, ja. OK, dan vers 16. Enigste wat daar gesê het. Ek is net konings van die konings, koning van die konings en hy heers oor alles. Die Here van die heersers, ja. Ja, ek moet sê dit het my nogal keer op keer uitgekom hier, soos eerstens is hy regeer, hy oordeel ook, hy's regverdig en hy het mag. Was presies daai, hy is die koning oor alle konings. En dan spring ons na vers 21 toe. En daar dit klink nogal na as ek nou weer eens Johannes se woorde gebruik, 'n dramatiese gedeelte, soos dit is 'n mond vol, maar hy bring die oordeel. Daar's 'n oordeel wat wag vir die wat hom nie kies nie. En dis nie 'n aangename tyd of 'n plek nie. Ek dink dit maak nie saak watter kant van die oordeelsdag teologie of eskatologie jy staan nie, maar die eindtyd sê vir ons dis die einde. Vir julle is dit die einde. En watter kant toe jy ook al daarna kyk, 'n einde het nie 'n begin en 'n einde nie. Die einde gaan nie anders verby as dit is klaar. So hier waar dit sê die roofvoëls gaan jou vleis opvreet. Dit moet vir jou 'n teken wees van hoe klaar dit is. Ja. Nee, dit is jou kanse is verby en as ek nou verbylas word, so die volgende enetjie gaan wat ek sien wat jy meneer Han ook gesê het, is Jesus is nie meer 'n klein lammetjie nie, hy's nie 'n kind nie, hy's nie 'n mens nie. Hy is vol krag, vol mag en hy het die laaste sê. En dis die beeld wat ons ook weer sien. Dis hierdie magtige regerende
wat nie sonde toelaat en net gaan afsien nie. Hy gaan oordeel spreek daaroor en hy gaan 'n einde maak daarvan. En jy moet kies aan watter kant jy gaan wees. OK, enigiets van julle voor ons verder gaan na Jesus se groot krag en mag. Nee, Ons dan kom ons by daai ene. Jesus se groot krag en mag. Matteus 28 vers 18 sê Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en aarde. En dis my kosbaar dat hy dit sê, en ek nooit opgelet, ons fokus altyd op vers 19 vers 20. Gaan dan al die naaste toe, maak die mense my disippels leer, daai hele stukkie. Maar net voor, is eintlik nogal 'n declaration van sy mag. Hy herinner hulle, hoorie, ek het al die mag. Alles is aan my gegee. En nou stuur ek julle met hierdie opdrag. Ja, net so 'n kantlyn nota voordat ons verder gaan. Enigiets wat julle met daai stukkie wil deel? Ek het net, wat vir my mooi was, is hierso die beperkings wat Jesus as mens op aarde gehad het, is nou weg. Jesus het sy volle goddelike mag teruggekry. Hy ry nie meer op 'n donkie nie, hy ry nou op 'n wit perd op die slagveld, as jy dit nou so kan sê. En ek dink baie maal is ons geneig om hom te sien nog soos wat hy op aarde was. En ek dink hoe meer ons besef en deur hierdie kursus dan nou werk ook, gaan jy sien wie hy regtig is, dat sy volle mag en sy volle heerlikheid. Ek dink dit is soos 'n bietjie van 'n mind shift, dat jy nie meer bid vir Jesus wat op aarde was nie, maar dat jy bid na die verheerlikte Jesus. Ja, nee, definitief. Iets wat hier vir my interessant is, en is iets waaraan ek myself nogal partymal skuldig maak, is wanneer 'n mens die Bybel lees en jy kom by hierdie gedeelte, dan vergeet 'n mens voordat Jesus opgevaar het hemel toe, was daar nog 'n uitstorting van die Heilige Gees ook. En dit is vir my half interessant dat Matteus skryf nie daaroor nie, Markus noem dit nie in die Markus Evangelie nie, Lukas noem dit glad nie, Johannes praat nie regtig daaroor nie, maar wanneer Lukas Handelinge skryf, dan noem hy vir die eerste keer in Hebreë uit oor die uitstorting van die Heilige Gees en hoe dit mense bemagtig het. En as 'n mens daai volle prentjie so sien waar hy uitloop tot daar, dan beteken dit hier by Matteus 28 vers 18, hier was ons redelik naby aan daai tyd waar Jesus sy krag uitgestort het. Met ander woorde, sy Gees vir ons gegee het om ons dan te bemagtig. En jy weet, as 'n mens dan nou so hier deur hierdie hele ding lees, dan kry 'n mens daai gevoel van, maar hierdie is nie 'n klein Jesus nie. Hierdie is 'n Jesus wat absoluut 'n gees gehad het wat hom gedryf het. En hy het daai Heilige Gees by ons gelos om ons nou te dryf en aan te dryf. So daai krag is in ons ook. Ons moet dit nie miskyk nie. Amen. Amen. En dit is soos Johannie geskryf het, hulle het nou bonatuurlike krag ontvang. Hierdie is ver bo wat mense kan dink of doen of bereik. En dit behoort ons te dryf, dit behoort ons krag te gee en te bemoedig en te versterk. Want en ek dink net om te beklemtoon, hierdie is nie 'n krag wat ek kry om my aardse lewe net gemaklik en wow en amazing te maak nie. Hierdie is 'n krag wat vir my gegee word om die koninkryk uit te brei, om oorwinning te hê oor sonde en sodat die ewigheid vir ons val. So dis meer en meer mense saamvat. En wanneer ons fokus so verskuif, sien mense beleef mense hierdie krag op 'n baie ander manier. En dis wat hulle beleef het. En ek dink iemand wat sulke krag uitstort, moet natuurlik soveel meer krag hê. Wat weer eens net Jesus se krag bevestig vir ons. Ja, ek dink daar waar Johan afsluit, waar hy sê, ons moet onthou, die mense het Jesus tot op hierdie stadium geken soos wat hy gelyk het, soos wat hy as 'n mens was. En die prentjie wat Johannes nou hier vir ons teken, is Jesus in sy verheerlikte liggaam. Amen. Ja, nee, definitief. En dit bring ons by die gespreksvraag. Dan lees Efesiërs 1 vers 18 tot 22. Wat lees ons van Jesus se mag, krag en heerlikheid in hierdie verse en hoe maak Paulus dit op ons lewens toepassing? Gustav, kan ek vir jou vra daarom vir ons te lees asseblief? Ja, seker. Ek bid dat hy julle geestesoë so sal verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het,
en hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as die hoof van die kerk. Ja, dis ons kan even nou vra, wat leer ons van Jesus se mag, krag en heerlikheid in hierdie verse en hoe maak Paulus dit op ons lewens van toepassing? Ek dink hier maak Paulus het baie duidelik dat Jesus se mag is oneindig groot en oor alles. Wil nie net in hierdie bedeling nou nie net in ons in die aardse lewe hoe ons dit nou ervaar nie, maar ook in dit wat kom in die hemel. Daar is hy ook almagtig en wonderliker as enigiets wat ons kan dink of droom of enigiets wat hom daar kan probeer teestaan. Ja, wat sê julle by daardie stukkie? Ek het ook hierso, ek het maar geskryf, sy krag is onmeetbaar. En ek dink Paulus bid hierso dat gelowiges sal weet dat daai krag wat Jesus uit die dode uit opgewek het, is ook in ons. Dis nie iets wat jy kan gaan koop nie, dis iets wat jy moet glo en wat jy moet bid van die Here. Amen. Ja, ek dink hy maak dit duidelik in die begin van daai gedeelte waar hy sê ek bid dat hy julle geestesoë so sal verhelder dat julle kan weet wat 'n hoop sy roeping inhou en ook dat julle kan weet wat 'n krag daar in julle is. Want ons moet onthou tussen Jesus wat weggegaan het en waar ons nou sit, is daar net die Heilige Gees wat ons ervaar en beleef. En dis die krag wat ons nou ervaar. En soos hy hier sê, dis dieselfde krag wat hom uit die dood uit laat opstaan het. En daai krag is nou in ons. En ons geestesoë moet oopgaan dat ons besef, maar dis die krag wat in ons is. En dat ons dan nou op aarde, met ander woorde, die oë, ore en hande en voete van Jesus geword het, wat dan daai evangelie moet uitdra. Amen, amen. Dink, ons maak te min van hierdie krag wat ons het. Ons het 'n ongelooflike krag van die Here ontvang. Die Gees wat ons het, dit kan lewens verander. Dit kan soveel meer doen. En ons is nie ek dink wat Paulus hier ook duidelik maak is nie net Jesus wat sterk staan nie. Ons is ook nie meer vulnerable vir hierdie wêreld nie. Met sy Gees het ons oorwinning en kan ons kant bring. En ek dink wat ook bemoedigend is daar, Paulus lê klem op die hoop wat ons het in die heerlikheid wat kom. Soos hierdie krag van Jesus moet vir ons sekerheid gee dat daar is iets wonderlik, iets amazing wat vir ons wag in die ewigheid. En ek dink daardie hoop is ook iets wat ons aanvuur en gewonde maak vir die dinge wat kom en vir die ewigheid wat vir ons voorlê. So ja, dis wat my daar uitstaan. Dan gaan ons maar volgende. Wat sê Jesus sien alles. Hebreërs 4 vers 13. Daar's niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë en aan hom moet ons rekenskap gee. Ja, enigiets daar wat vir julle uitgestaan het. Ek weet dit klink soos 'n plaat wat vasgehak het, maar dit is Jesus sien alles. Daar's niks wat ek doen of wat ek dink wat vir hom verborge is nie. My lewe is oop voor hom soos 'n oop boek. Ja, dit laat 'n mens eintlik ek weet nie, dit maak jou so 'n bietjie bang om te dink, hoe leef ek? Wat sien hy van my? Is hy tevrede met wat hy sien of maak ek hom hartseer met wat ek dalk dink of doen? Ja. Ja, ek dink Kronieke 2 Kronieke 16 vers 9, want die Here sy oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Dit praat oor hoe God ons ondersteun, maar vir my die prentjie daar is God se oë wat die hele aarde deurloop en presies weet wat alles hier om ons aangaan. Hy's nie blind vir ons foute nie, maar so ook is hy nie blind vir ons behoeftes nie. Jesus sien absoluut alles. Ek dink wat jy nou genoem het, Christus, baie belangrik. Ek dink dis die punt hierso, veral vir die stukkie, die fokus is Jesus sien ons swaar kry. Hy sien dit wat die ongeregtigheid wat plaasvind en hy staan nie net terug en doen niks nie. Hy is betrokke in ons lewe. Hy weet dit en hy wil ons die krag gee en ondersteun. En natuurlik dink ons kom nou by die ander. Hy sien ook die sonde, maar
die bemoediging hier, Jesus skryf vir Johannes, Johannes skryf vir die gemeentes, juis om hulle te bemoedig en te weet, hoor jy, ja, julle kry swaar, die kerk word verskriklik vervolg, Jesus weet daarvan, en hy wil hulle bemoedig, om deur dit te kan sterk staan. Weet jy, Chris, ek dink 'n ou moenie daai beeld uit jou kop uit verloor van hoekom skryf Johannes. Ja, Jy weet dit wat Johannes, ekskuus, wat Johan hier skryf van, daar's van die apostels wat reeds doodgemaak is en wreed vervolg is. Hy met Johannes sit in ballingskap op die eiland van Patmos. So hy het weggehardloop omdat hulle hom soek om hom dood te maak. En nou maak Jesus hierdie gordyn oop om vir hom te wys, kyk, ek verstaan die swaar kry. Ek verstaan die feit dat die kerk besig is om op moedverlore vlakte te sit en te dink, maar waar's God? Waar's Jesus? Waar's ons redding? En hierdie is wat op pad is. ja, nee, presies dit, en dit is sodat hulle nie moedeloos raak, hy het hulle gestuur, ek weet, en ek gee krag. Nou ja, dan kom ons kyk na die gespreksvraag daar. Ons lees Openbaring 3 vers 1 tot 6. Openbaring 3 vers 1 tot 6 dien vir ons as 'n voorbeeld van Jesus wat alles weet. Wat sê Jesus vir hierdie gemeente en waarom? Randa, kan jy weer vir ons daai stukkie lees asseblief? Skrywe aan die leraar van die gemeente in Sardes. So sê hy wat die 7 geeste van God en die 7 stemme het. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle die naam het, dat julle lewe, en tog is julle dood. Word wakker en versterk wat nog by julle oorgebly het, wat op die punt staan om dood. Waar het ek het nou? Nee, jy het atelier. Ek het nou verloor. Okay, vers 3. Dink daaraan hoe julle die evangelie ontvang en daarna geluister het. Hou daarmee vol en bekeer julle. As julle nie wakker word nie, sal ek onverwags kom soos 'n dief, en julle sal nie weet wanneer ek op julle afkom nie. Maar julle het daarom 'n paar mense daar in Sardes wat nie hulle klere besoedel het nie, en hulle sal altyd in wit klere by my wees, omdat hulle dit waardig is. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal sulke wit klere dra. Ek sal nooit sy naam uit die boek van die lewe uithaal nie, en ek sal voor my Vader en voor sy engele verklaar dat hy aan my behoort. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Sy, kyk so, ja, hierdie deel dien vir ons 'n voorbeeld van Jesus wat alles weet. Wat sê hy vir hierdie gemeentes dan nou? En hoekom? Ek dink Jesus sien ons hart, hy sien nie hoe ons van buite lyk of wat ons reputasie is, dit maak nie vir hom saak nie, hy kyk na wat jou hart doen en sê, en ek dink hierso, moedig hy ons aan om oor te gee aan hom en om 'n verhouding met hom te hê, en dan sal ons doen wat hy vra, terwyl ons met 'n opregte hart hom soek en aanbid, sal hy vir ons intree by die Vader. Ja, ek wil graag net hierdie gedeelte weer uitlig, daar waar jy so 'n bietjie weggeraak en ons verloor het, is ek weet dat julle die naam het, dat julle lewe, en tog is julle dood. Word wakker en versterk wat nog by julle oorgebly het, wat op die punt staan om dood te doop. En vir my is hierdie so daai prentjie van God se genade. Hy sê nie, hoorie, julle is nou klaar dood, kom ek skryf julle af, gaan fokus nou op die wat die wit klere aan het en sulke goeders nie. Hy sê nie, word wakker. Kyk wat aangaan. En God gee weer hier 'n kans om te sê, weet jy, al is my genade besig om my te loop, ek gee nog steeds vir jou 'n kans. Word wakker en dink aan hoe jy tot bekering gekom het. Dink aan hoe jy die woord vasgegryp en jou eie gemaak het, toe jy die dag jou hart vir my gegee het. En hou daaraan vas, nie aan die swaar kry en goed wat jy nou deurgaan nie. Ja, nee, definitief. Dit is so mooi, baie van ons gelowiges daardie tyd het hulle geloof prys gegee, of het begin compromises maak, omdat hulle swaar gekry het, en om dit te probeer vryspring. En Jesus wil ons kom herinner hierso. Hy sê, sorry, ek sien dit, moenie moed opgee nie. Ek wil amper sê, wel, vir die wat wakker is, sê hy, bly wakker. Ek is daar, ondersteun jou. Die van julle wat begin verslap het en weggetrek het van my, as gevolg van hierdie aardse vervolging, kom by die bekeer, bly by my, moenie jou rug op my draai nie, want by my is die krag, by my is die oorwinning, nie in hierdie wêreld nie. En hy wil hê hulle moet terugkom, hy wil hê hulle moet hom kies, want weer eens, ons gaan nou verder daarna kyk, maar ons twee kante hier, vir die wat God
dien, wat hom liefhet, is dit die feit dat hy die alles weet goeie nuus. Vir die wat hom nie dien nie, vir die ongelowiges, is dit baie slegte nuus en beteken dit die oordeel. Maar in elk geval, ek dink dit is hierdie vraag. Dan kom ons by die punt nommer volgende. Jesus se oë is wakker. Miranda sal jy weer vir ons daarso lees asseblief. 2 Kronieke 16 vers 9. Die Here het sy oë oral op die aarde, sodat hy die kan help wat met hulle hele hart op hom vertrou. Maar nou het jy dwaas opgetree en daarom sal jy van nou af oorlog hê. Ja, kyk, Jesus se oë is wakker. Ek dink dis maar wat jy nou gesê het staan vir my uit in hierdie stukkie ook, dat hy kyk om ons te help. Hy's nie net 'n bystander wat nie vir ons wil help nie. Hy staan gereed om te help. Ons moet hom net glo en vertrou. Amen. Amen. Gustav? Ja, ek dink dit wat Johan hier skryf is, Jesus is by die kerk betrokke. Hy staan nie apaties terug en kyk hoe die kerk vervolg word en hy doen niks daaraan nie. Jy weet, dit is maar die puntjies van die sekoeise oortjies, dit wat regtig aan die gang is. Want daar's 'n stryd in die lug aan die gang tussen die bose geeste, die magte en die kragte. En God is besig om daai oorwinning vir ons te voer. So dit wat hier by ons uitkom is al reeds baie afgewater en gefilter. Ja, en ek dink mens mis dit soms. En soms gaan mens deur die lewe en jy voel maar die Here is nie betrokke nie. Wat doen hy? Waar is hy? Maar die groot oorlog is die oorlog teen die bose geeste, die magte en van die lig. En hy is besig om daar te veg vir ons. Hy is betrokke daar. Ons sien dit dalk nie. Maar dit is waar die groot geveg is. Dit is waar sy mag die duidelikste oorkom. En dit is waar ons fokus op meer behoort te wees, in plaas van op hierdie wêreld. Jesus is aktief besig om die stryd te voer. Dis wat Johan daar skryf. Hy is betrokke en hy is besig om vir ons te veg. Ons moet net nie moet opgee nie. Ons moet dit onthou. So ja, en dit bring ons na Efesiërs 6 vers 10 tot 13 toe. Wat leer ons in hierdie geestelike oorlog in hierdie verse en wat is die raad wat Paulus ons gee sodat ons staande kan bly? Gustav, kan ek vir jou weer vra om daar vir ons te lees? Seker, Jesus, verder nog dit, soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor die sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Leer ons van hierdie geestelike oorlog in hierdie verse en wat is die raad wat Paulus ons gee sodat ons staande kan bly? Ons moet net besef daar is 'n geestelike oorlog. Baie maal is dit vir ons bietjie van 'n vreemde konsep. Maar ek dink ons moet besef daar is 'n geestelike stryd en om staande te bly, ja, al hoe jy dit kan doen, is jou volle vertroue moet op die Here wees en ook jy moet die woord in jou hart bære sodat jy die vyand kan weerstaan wanneer hy jou wel versoek en wanneer hierdie stryd 'n bietjie naby aan jou kom, sodat jy weet jy kan hom met die woord teregwys en sê, hoorie, gaan weg van my. Ja, ek dink hierdie sluit baie mooi aan by die vorige gedeelte van die predikante wat aangemoedig word om te volhard en hulle weer te laat bekeer as hulle 'n bietjie afvallig geraak het. En hier doen Paulus iets soortgelyks. Maar ek dink hier meer nog herinner hy ons aan hierdie is nie 'n stryd vir sissies nie. Christendom is nie maklik nie. En vir dit beklee jou met die volle wapenrusting sodat jy gepantser kan wees teen hierdie aanvalle wat kom. En dan moet 'n ou noodwendig nou deur daai wapenrusting te gaan stap om te verstaan, maar wat kry ek alles uit die skild uit die helm uit die voetbeskerming uit en so en dis meer. En wanneer ons besef, maar luister, ek moet daai wapenrusting aantrek, anders gaan ek val. Ek kan nie op my eie krag staat maak en dink ek kan hierdie stryd loop sonder om te wankel nie, want alleen gaan ek dit nie maak nie.
En dis ook nie 'n eenmalige ding nie, dis 'n elke dag heeltyd. Ja. Ja, nee, en ek dink dis die kruks van hierdie hele stukkie, waar Paulus begin en sê, ehm ag ek weet nie, soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Dis hoe hy begin en presies wat jy nou gesê het, Gustav, ons kan nie op ons eie staande bly nie. Ek moet my krag by die Here kry. Hierdie oorlog, hierdie geestelike oorlog is nie iets wat ons kan, as ek die Engels kan gebruik, comprehend en verstaan en deelneem in as ek nie in die Here se krag staan nie. Ja, ek moet my krag by hom kry en onthou dat hierdie stryd is nie teen ander mense nie. Dit is juist vir hulle om hulle gered te kry ook. Maar dis teen die geeste, die duiwel en die magte in die lig. Maar God gee ons die krag. Hy wil ons help en bystaan. En ja, Weet, ek ek dink baie maal wanneer ons nou op daai punt kom waar hierdie geestelike oorlogvoering vir ons duidelik word en ons kan fisies comprehend, verstaan, maar dis wat eintlik nou besig is om te gebeur. Ek wil amper sê gewaarwordinge en surprises wag daar op ons as ons in myn maggies is daai ou ook besig om hier te beklei teen my. Jy weet en daai verrassings wat op ons wag wanneer ons sien, maar joh, hierdie was erg. Hierdie ja. was geweldig erg. En ek dink dan gaan ons dalk 'n beter beeld kry van hoe het hierdie skild van die wapenrusting rondom my regtig beskerm. Ja, nee, definitief. Ek dink dit gaan baie bemoedigend wees. Insiggewend ook. Maar dit bring ons aan by die volgende en daar wag 'n finale oordeel. Okay. Maar die hemel en die aarde van vandag is bestem en word bewaar vir die vuur, ook deur die woord van God en word in stand gehou tot op die dag waarop die goddelose mense veroordeel en verdelg sal word. Harde woorde, of baie waar. Enige iets daar wat vir julle uitstaan, Gustav en Miranda, voordat ons daai teksies lees. Ja, die stukkie wat ek hierso onderstreep het is nou na die teksies, maar dit sê aan die ander kant wys God se vuur ook op suiwering en toetsing. Wanneer gelowiges deur 'n tyd van beproewing gaan, is dit asof hulle geloof deur vuur gelouter word, wat hy na verwys in 1 Petrus 1 vers 7 tot 8. Nou, dit is nie lekker om deur die vuur te gaan nie, maar ek dink dit is tog so nodig vir ons om deur die vuur te gaan, sodat ons beter en nader aan die Here aan die ander kant kan uitkom. Jy weet, die beeld wat by my opkom wat ek hier 'n bietjie mis, is dit van 'n ystersmid. Hy kan nie daai yster smee en vorm in dit wat hy besig is om te maak nie. En dink maar aan 'n perdehoef. Daai perdehoef word op 'n standaard grootte gevorm en hierdie ystersmid moet gaan en die hoef resize om te pas by die voet en die poot waarmee hy besig is. En vir dit gebruik hulle hitte. Anders gaan daai ding glad nie maklik kan buig nie, of hy gaan buig, maar hy gaan verswak word. So wat hulle doen is, hulle maak hom warm, kap hom met die hamer, koel hom af in die water om weer daai getemperde staal te kan kry. En vir daai yster, as hy kon leef en praat, dis nie 'n maklike proses nie. So vir God om my te vorm, dis deur vuur, om my te suiwer en seker te maak ek vorm soos wat hy wil hê ek moet vorm. En as ek gedink het dit gaan maklik wees, dit is nie, maar onthou, ek is in die hande van die groot ystersmid. Ja, en nou het jy daai beeld gebruik. Ek weet nie of julle die proses al gehoor het van of die illustrasie van hoe silwer gesuiwer word. Maar ek het die illustrasie gehoor dat iemand het gegaan na 'n silwersmid om te hoor hoe gebeur hierdie, juis om daai beeld te verstaan. En wat ek sê natuurlik die silwer word onder ongelooflike hitte gesit. Want dit laat die onsuiverhede opkom en dit vernietig die onsuiverhede. Natuurlik, dit is nie 'n aangename proses nie. Dit maak seer, maar jy kan dit ook nie te warm maak nie, want dan vernietig jy die silwer. So dit verg aandagtige aandag van hierdie silwersmid. En as ons nou so na die Here kyk, is hy weet presies waar ons breekpunt is. Hy weet presies wat te veel hitte gaan wees en hy gaan nie toelaat dat ons vernietig word op daai manier nie. Hy het nodig dat hy die onsuiverhede uitkom. En dan die wonderlike ding is hoe hy weet wanneer dit gesuiwer is wanneer hy sy beeld, wanneer die silwersmid sy refleksie kan sien, sy beeld in hierdie silwer kan sien, dan weet hy dit is reg en suiwer. En dis my so mooi natuurlik. Daai hitte is nie lekker nie. Dit is nie lekker as jy onsuiverhede uitbraak nie.
maar God se oë is op ons. Hy kyk aandagtig totdat hy sy beeld in ons sien. Dan weet hy ons is gereed. En dit is bemoedigend. Hard en moeilik, maar kosbaar om te weet dat die Here werk aan ons. En hy maak iets beter van ons in ons omstandighede. Ek dink 'n mens kan hier ook maar net aan Job dink, wat God alles nie toegelaat het om met hom te gebeur nie. En aan hoe God aan die einde van sy dag, toe die tempering en die hele proses klaar is, hoe God hom geseën het. Ook as jy as iets nie vir jou belangrik is nie, dan gaan jy nie aandag gee daaraan nie. Dit wys net vir jou hoe belangrik is elkeen van ons vir hom, dat hy tyd met ons spandeer en dat hy ons wel louter, en soos wat jy nou hierdie proses verduidelik het van die silwer, dat hy daai tyd aan ons spandeer. Dit wys net weer vir jou hoe belangrik is elkeen van ons vir hom. Ja, nee, definitief. Amen. So ja, wel, ons gaan nou 'n paar versies lees en ons is eintlik hier vooruitgehardloop, maar ek dink dit is goed dat ons in gedagte hou dat God die vuur, die illustrasie of die voorbeeld van God se vuur word gebruik direk in die Bybel om twee dinge uit te beeld. En die een is of oordeel of dit is suiwering en toetsing. En natuurlik, die oordeel kom vir die ongelowiges, die suiwering en die toetsing, dit is vir die gelowiges wat daardeur kom. So ons gaan hierdie tekste lees en dan kyk waarna verwys die vuur in hierdie spesifieke tekste. Die eerste een is Lukas 17 vers 29, maar op die dag toe Lot Sodom verlaat het, het vuur en swaal uit die hemel gereën en dit het almal uitgewis. En is die woord wat daar vir my opkom. Vernietig. En ek dink as mens aan hierdie twee kante kan sit, dit was God se oordeel gewees, want hy die reinig, hy verlot hulle wat geregtig was uitgehaal en die wat ongelowig was, het hy vernietig, hy het hulle veroordeel daar. Okay, dan 1 Korintiërs 3 vers 13-15, elkeen se werk sal in die lig kom. Die dag wanneer Christus kom, sal dit duidelik word. Die dag kom met vuur en die vuur sal die gehalte van elkeen se werk toets. As iemand se bouwerk bly staan, sal hy beloon word. As iemand se werk verbrand, sal hy nie beloon word nie, en tog sal hy self gered word, maar soos iemand wat uit die vuur geruk is. Ek sit net hierdie in toe. So ek dink daar die vuur kom toets. Is jou werk gebou, die werk, my lewe is op Christus gebou, of is dit op aardse dinge gebou? Want aardse dinge gaan verbrand, vernietig word. Dit wat op Christus gebou word, gaan bly staan. So ja, hierdie kom vir my nou daarby uit by die wolf en die drie varkies. Ek meen, julle kan 'n Christelike konnotasie aan dit koppel wanneer julle die storieetjie vir julle kinders vertel. Want die wolf toets die drie huise, die strooihuis, en dan kom hy by die een wat met bakstene gebou is en dit bly staan. En hierdie is presies daai beeld van wat doen God. Hy gaan jou weeg en as hy jou te lig bevind, dan gaan hy jou verwerp. En hierdie beeld van hy gebruik vuur om daai toets te doen, is 'n baie goeie beeld. Yes, natuurlik. Dan kom ons by Hebreërs 10 vers 27. Daar bly alleen 'n verskriklike verwagting oor van oordeel en 'n gloeiende vuur vir die wat teenstanders van God sal. Kom ek lees weer. Daar bly alleen 'n verskriklike verwagting oor van oordeel en 'n gloeiende vuur wat die teenstanders van God sal verteer. En dis maar baie selfs as in Sodom en Gomorra. So met weg te oordeel. ja. Yes. Vernietig en verteer. Okay, Jakobus 3 vers 6, die tong is ook 'n vuur, 'n wêreld vol ongeregtigheid, die deel van die liggaam wat die hele mens besmet. Dit steek die hele lewe van die geboorte af tot die dood toe aan die brand. En self word dit ook uit die hel aan die brand gesteek. Hierdie was vir my 'n baie interessante vers, want 'n mens dink die vensters vir die siel is die oë. So ons sien eers iets voordat ons iets verkeerd doen, maar hier sê Jakobus, die tong is 'n vuur wat uit die hel uit aangesteek word. En jy weet, dit was vir my 'n baie interessante beeld om dit so te sien, dat die tong is baie gevaarlik en dit kan mense vernietig, dit kan groot skade aanbring. Ek dink dit is die duiwel se absolute grootste wapen, is die tong. Want as jy al vat hoeveel mense se goed is al vernietig deur kinderstories en goed wat mense gepraat het. Ja, ek dink dis absoluut die duiwel se grootste wapen.
Ja, nee, definitief. En ons het net nou die dag op kantoor toe is al sommer so vinnige illustrasie ook uitgekom het. Soms sê jy een ding, maar dit wat jy sê, dit wat jy bedoel, verstaan die ander ou heeltemal anders. En dit beteken ons moet verantwoordelikheid neem vir wat ons sê en hoe ons dit oordra. Nie net want soms bedoel jy dit glad nie sleg nie, maar die ander persoon ervaar dit so. So ons moet eksplisiet baie aandag gee aan wat ons sê, hoe ons dit en om duidelik te wees, sodat hierdie tong van ons nie lewens vernietig nie. Maar ja, dit kan 'n vernietigende vuur wees. Ek wonder as Jakobus WhatsApp en e-mail gehad het wat hy sou gesê het. Want ek dink dit op sigself is baie gevaarlik ook, want wanneer ons nie met iemand praat nie, maar jy stuur 'n boodskap, dan hang dit skielik af van interpretasie. So hoe interpreteer jy dit? En ek dink dit wys ook maar terug na die tong toe dat ons moet so versigtig wees wat ons skryf, wat ons sê, dat ons seker maak selfs dit word gelouter deur vuur en dat ons seker maak ons stuur die regte boodskap. Ja, nee, amen. Amen. Dan kom ons by 1 Petrus 1 vers 7. So die egtheid van 'n geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Christus Jesus. En ja, daar dink ek kom dit weer deur. Dit is 'n toets. Dit is 'n toets vir ons geloof, die vuur. En dit suiwer. Yes, dit moet suiwer wees. Openbaring 3 vers 18. Daarom raai ek julle aan om by my goud te koop wat deur vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word, en koop wit klere, sodat julle kan aantrek en julle skande, julle naaktheid nie gesien word nie. En koop oogsalf om aan julle oë te smeer, sodat julle kan sien. Ek dink dit die fokus is nou weer op daai eerste stukkie natuurlik. Die goud wat deur vuur gelouter is. En dit is hoe ons geloof ook in ons lewens moet gelouter word vir die Here. Ja, enigiets wat julle wil bylas met daardie tekste en daardie verse. Dit wys nou maar net weer terug hier na Efesiërs 1 vers 18 toe wat ons net nou bespreek het, waar Paulus bid dat ons geestesoë so sal verhelder dat ons al die goeie kan sien. En hier sê Jesus, maar kry oogsalf vir julle oë, dat julle kan sien wat om julle aangaan. Jy weet so, dis vir my is 'n baie goeie koneksie wat hier gemaak word tussen die twee gedeeltes. Maar definitief. Ja, okay, nou kom ons by die laaste spyksvraag vir vanaand. Lees Hebreërs 12 vers 28 tot 29. Wat beteken hierdie verse en watter impak het dit op gelowiges en watter impak het dit op ongelowiges? Miranda, kan ek weer vir jou vra om daai netjie te lees asseblief? Laat ons wat 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, dan nou dankbaar wees, dat ons God dankbaar dien met eerbied en ontzag, soos hy dit wil, want ons God is 'n verterende vuur. So wat beteken hierdie verse en watter impak het dit op gelowiges en watter impak het dit op ongelowiges? Ek dink dit verseker ons maar net weer van 'n ewige koninkryk saam met Jesus, en vir dit vra hy 'n lewe van aanbidding en toewyding. Ons aardse lewe is maar baie wankelbaar en onseker en so aan. So ek dink in kort vra dit 'n opdrag om 'n veranderde lewe te lei, sodat mense kan sien, gemotiveer deur dankbaarheid vir dit wat hy vir jou gedoen het, en ook dan gee dit vir jou ewige sekuriteit. Definitief. Vir my is hierdie 'n oproep tot dankbaarheid. En hy sê laat ons wat 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, ons moet dankbaar wees. So ek dink vir die wat nie daai koninkryk ontvang het nie, gaan soek hom. Ja. Maar jy het ook daai onwankelbare koninkryk ontvang. En dan moet jy dankbaar wees, want ons lewende God is 'n verterende vuur. Jy weet so, daar moet vrees in jou wees dat as jy nie daarby gaan uitkom nie en jy is nie dankbaar daaroor nie, dan moet jy onthou God is 'n verterende vuur. Yes. En natuurlik daar's nou as ons net na die twee kante kan kyk, dit
Dankbaarheid is, julle het nou goed gesê, is ons moet hom dien met dankbaarheid. Ons dien nie die Here om ons plek te verdien in die koninkryk nie. Want ons gaan nooit op so 'n punt kom nie. Hy het dit vir ons gegee, hy het groot liefde en genade, het hy ons laat ons toe om daar te wees, ons moet dankbaar wees daarvoor, hy het die prys betaal. En dan, maar sy 4, is eerstens wat ons nou nog gelees het, ek dink dit was in 1 Korintiërs 3, wat hy sê, die vuur gaan kom in 'n toets, jou huis bly staan, as dit wat jy gebou het, dit waarop jou lewe baseer. Jesus is onvergaanbaar, hy gaan nie vergaan deur die vuur nie, hy gaan bly staan, jy gaan veilig bly. As dit bly staan, is dit gesuiwer, dit wat verkeerd is, afbrand, dit gaan vernietig word, want dit wat reg is voor die Here, dit wat rein is, dit gaan bly staan. Maar as my lewe nie op die Here Jesus gebou is nie, dan gaan ek vernietig word en dan gaan ek die oordeel van God ervaar. So die vuur hierso, God wat die vuur is, beteken gelowiges natuurlik suiwering, dit beteken groei, dit beteken verbetering, maar vir ongelowiges is dit 'n oordeel en iets om voor bang te wees. So ja, dis dan dit vir vandag. Enige laaste opmerkings voordat ons afsluit? Ja, ek wil weer eens net teruggaan na dit wat ek seker elke week sê, is as ons die verkeerde beeld van Jesus hier kry, dan is ons op die verkeerde pad. Dan moet ons weer gaan kyk, hoe kyk ons na Jesus? En die motivering vir dit wat ek wil gebruik, kom uit Hebreërs 13 uit, wat vir my persoonlik 'n baie betekenisvolle hoofstuk is. Vers 5 en 6 was toe ek op die grens was en in die grensoorlog betrokke geraak het, het dit vir my rustigheid gegee. Dit kom ook in Psalm voor waar die Bybel sê, en daarom kan ons dan met vrymoedigheid sê, die Here is vir my helper, ek sal nie vrees nie, wat kan 'n mens aan my doen? En dan die vers 7 dan is 'n aanmoediging om ons voorgangers na te volg in terme van hulle geloof, maar dan vers 8 wil ek beklemtoon wat sê, Jesus Christus is gister, vandag en tot in alle ewigheid is hy dieselfde. En hy verander nie, Jesus Christus verander nie, dit wat hy was toe hy aan die kruis gesterf het, en dit wat hy is, wat Johannes hier aan ons verduidelik, dis dieselfde Jesus Christus. So sy genade, sy liefde, al daardie eienskappe van hom, is nog steeds daar. So word lief vir hom, moenie dink hy het skielik verander in hierdie wrede God en Jesus wat daar sit, en sy grootste doel en oordeel is om hierdie aarde te vernietig nie. Dis nie die Jesus wat die Bybel vir ons skets nie. Die Jesus wat die Bybel vir ons skets is Johannes 3 vers 16. So lief het hy die wêreld gehad, dat hy vir ons 'n oplossing gebied het. En Gustav, ek dink nou maar net om daai beeld 'n bietjie verder te vat, ek as 'n pa, en ek dink meeste ouers sal kan sê dat, maar as iemand iets teen jou kind doen, gaan jy nie noodwendig 'n vriendelike en 'n mooi reaksie hê nie. Jy gaan vir hulle opstaan, jy gaan vir hulle veg, jy gaan daar wees vir hulle, en juist omdat jy hulle liefhet. En net weer eens, hierdie beeld wat ons kry van Jesus is nie, as jy gesê het, is nie veronderstel om hierdie wrede beeld te wees nie, maar dit is 'n beeld van krag, dat die Here kan vir ons veg, hy kan vir ons instaan. Hierdie sonde wat so probeer ingryp op ons en ons probeer terugtrek en wegtrek van hom, hy is genadeloos daarmee, maar hy is liefdevol en genadig met ons. En ons kan veilig wees by hom, maar as jy nie by hom is nie, dan moet jy seker maak jy kom daar uit. Jy het gesê in die begin, die hemel is oop, niemand word uitgehou nie, maar as jy kies om uit te bly, dan gaan jy 'n ongelukkige einde kry. Maar ja, Dit kom net weer terug na daai wat ek so gereeld sê ook is, I was saved on account of my good looks. Ek het gesien wat is oop. Ek het na myself gekyk en gesien hoe vuil en sondaar ek is. Ek het na Jesus en sy kruis gekyk en besef, maar dis waar my redding is. So ons moet almal ons oë oopmaak. Ons moet ons daai salfies gaan koop waarvan Openbaring hier praat en ons oë salf, sodat ons kan sien wat om ons aangaan. amen, amen. Maar ja, baie dankie julle, maar dan kan ek vir jou vra om vir ons hier aand af te sluit in gebed. Okay. Ja. Here Jesus, dankie dat U vir ons lief is. Dankie dat U alles sien wat in ons lewens aangaan. Daar's niks wat ons vir U kan wegsteek nie. Here, dankie dat elke situasie en gebeurtenis wat ons deurgaan, Here, wanneer ons swaar kry, dat U daar is, dat U betrokke is en dat U vir ons wil help. Help ons dan ook om so te leef, Here, dat
ons nie hoef skaam te wees oor wat in ons gedagtes of wat in ons lewens aangaan nie. Dit maak ons oë oop dat ons 'n Jesus uitkyk sal hê op ons lewens, Here, op die mense om ons en op ons situasie. En dat ons ook sodoende ten volle aan U oorgegee sal wees, Here, dat ons elke dag ons wapenrusting sal aantrek en sal seker maak, Here, ons is bestand teen die geeste wat die oorlog teen ons voer. Gaan asseblief met ons in hierdie week en bewaar vir ons. Vra dit in Jesus naam. Amen. 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 Baie dankie julle. Ons is volgende week weer lewendig met julle, selfde tyd, selfde plek. Julle moet 'n lekker week hê. Sien vir julle dan. Totsiens. Dankie. Dis dan. Dankie Chris. Mooi.